Here, ek sal altyd sing van u liefdesdade, u trou verkondig aan komende geslagte. Ek sê, u liefde en u trou wankel nooit. Dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde. Aan u behoort die hemel, aan u behoort ook die aarde, die wêreld en alles daarin. U het alles gemaak, die noorde en die suide, u het geskep. Tabor en Hermonberg geroem u naam. U het 'n magtige arm. Sterk is die hand, kragtig die regterhand. Die troon is gebou op geregtigheid en reg. Liefde en trou staan in u diens. Dit gaan goed met die volk wat kan jubel tot u eer, wat in u lig lewe, Here. Hulle besing u naam die hele dag. Hulle prys u reddingsdade. U is die krag waarin hulle roem. Dit is ons sterkte, dat ons u guns geniet. Amen. En te genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ook vir die familie, oupas en oumas, as jy dalk oupa grootjies en ouma grootjies nie, maar vir die familie almal baie geluk, ons is saam met julle baie bly vir die geleentheid. Ek gaan eers vir ons die Spaanse geloofsbelijdenis lees, want ons het nou nog nie ons geloofsbelijdenis gedoen nie, en die geloofsbelijdenis pas ook so mooi na 'n sakrament, waar ons geloof weer versterk is. Die Spaanse belijdenis sê, ons glo in God die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde, skepper van alle nasies en kerke, skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Here, uit vlees geword as 'n mens vir die mensdom, God wat vlees geword het in tyd vir alle tye, God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture, God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture. Deur wie God, die skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word, wie sy oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo in die kerk, wat universeel is, omdat dit die teken van God se heerskappy is, wie sy getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die klere saam net een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo in die heerskappy van God, die dag van die groot fiesta, wanneer al die klere van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot op die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Ons gaan vanmôre lees uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Ons het elke kwartaal 'n kwartaaltema, en hierdie kwartaal is ons tema Christelike waardes, en dat ons Christelike waardes moet uitleef. Verlede week het ons begin met ons verhouding met God. Kyk na Jesegiel 36, daai bekende stukkie van God moet vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, en 'n nuwe begin, en 'n nuwe verhouding met hom, ons verhouding met God. Nou uit ons verhouding met God, is die tweede waarde, waarna ons nou vandag kyk, wat daaruit voortvloei, is respek. Want vanuit God leef ons dan ook weer verder in verhoudinge met mekaar. So ons kyk vandag na respek. Die opskrif van die gedeelte, gedra julle altyd goed. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n menselewe. Petrus is nogal baie lief daarvoor om te sê Christene is vreemdelinge en bywoners in die wêreld. En daarmee wil hy ons herinner daaraan dat hierdie wêreld en hierdie lewe is nie al wat daar is nie.
Ons moet onthou dat hierdie gaan verby. Ons is net verbygangers, ons is net reisigers op pad na die ewige lewe toe. Vanaf vers 12, gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. As ek weer hier kan onderbreek, het ek dink my baie aan die ding van leefde dood. Want hy praat mens hier van al praat hulle kwaad, lewe goed, sodat al praat hulle kwaad. Leef dit met ander woorde dood, die kritiek en die negativiteit wat daar is. Vers 13, omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Ons lees tot sover. Net so ons kwartaal, ons lokomotiefie is waardes. As ek gekyk na een God, en ek kyk ons vandag na die opdrag dat ons respek vir mekaar moet hê. Nou, ons leef in 'n wêreld waar ons mos baie duidelik ook sien dat daar baie mense is wat nie respek het vir ander mense nie. Wat ook nie respek het vir mense se eiendom nie, of respek het vir instansies of instellings nie. As 'n mens byvoorbeeld net kyk na die Feesmastveld tog, hoe daar saakbeskadiging is en geboue aan die brand gesteek word en petrolbomme in biblioteke gegooi word, die hele saakbeskadiging en alles wat daarmee saamgaan. En dis maar een voorbeeld. Ons sien mos daagliks op die nuus voorbeelde van hoe dat daar nie meer respek is. Baie min respek is tussen mense van mekaar en vir mense se besittings en mense se eiendom. En tog sê die Bybel dat respek 'n baie belangrike eienskap is, 'n baie belangrike waarde is, wat ons as Christene moet hê. Elke keer as 'n mens ook 'n troue doen, gister het ek ook weer 'n troue gehad, dan staan daar ook in die huweliksformulier, dat as dit begin in die klein kringetjie, in die huwelik, dan word dit gaan dit na die groter, die familie, dit gaan na die kerk toe, dit gaan na die samelewing toe. Van die klein af bou dit stene na 'n gelukkige samelewing toe. As daar nie respek is nie, dan val 'n samelewing in mekaar. Dan kan 'n samelewing nie bestaan nie. En oor optrede teenoor mekaar het Jesus in sy laaste preek wat Matteus van Jesus opgeteken het Jesus in Matteus 25 vers 31 tot 46 gepraat oor hoe ons teenoor mekaar moet optree. En dit sluit dan nou ook in die respek wat mense vir mekaar moet hê. Dit begin deur dat daar staan, wanneer die Seun van die mens weer kom by sy wederkoms, Jesus, dan kom hy 'n klomp engele met hom saam. En Jesus gaan op die oordeelstroon sit, op sy troon, en al die mense gaan voor hom gebring word. En dan staan daar, en elkeen gaan beoordeel word volgens wat hy gedoen het hier op aarde. En dan gaan hy die mense skei soos wat 'n herder skape en bokke van mekaar skei. Die skape gaan hy aan sy regterkant en die bokke gaan hy aan sy linkerkant laat staan. En dan staan daar dat die Here gaan dan vir die aan sy regterkant sê: "Mooi so goeie en getroue volgelinge, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet, en ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves, ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Ek was siek en julle het my verpleeg, ek was in die tronk en julle het my besoek." En dan is hierdie mense baie verbaas, want hulle kan nie dink, waar het hulle vir Jesus in een van hierdie omstandighede gesien nie? Hierdie mense het so getrou aan ander mense sulke dinge gedoen, dat hulle nooit besef het, maar as jy dit aan mense doen, dan doen jy dit ook vir God nie. En daarom is hulle verbaas en vra vir Jesus: "Here, maar wanneer?" En dan sê Jesus mos vir hulle: "Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit vir my gedoen." En dan gaan Jesus na die aan die linkerkant. En dan is dit dieselfde goeders, maar dan die mense het dit nie gedoen nie. En dan sê Jesus: "Vir sover julle dit aan een van hierdie nie gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie." En vir hulle sê Jesus dat hulle die verderf ingaan wat vir hulle voorberei is. Nou uit daai preek van Jesus, in Matteus 25, sy laaste preek in Matteus, sien ons dat verlossing kom van God af. Hy gee die verlossing. Dis hy wat ons red, dis hy wat ons salig maak.
Maar nadat hy ons gered het, verwag hy van ons, dat daar dan uit ons harte en uit ons lewens uit, barmhartigheid moet vloei. Omgee moet wees, liefde moet wees vir ons medemens. Want Jesus sê dit mos baie duidelik, vir sover jy dit aan een van die geringstes gedoen het, het jy dit vir Jesus gedoen. En Jesus verwag van ons, geredde mense, om barmhartige mense, omgee mense, liefdevolle mense te wees. Respek en liefde gaan saam, en 'n mens sou, ek gaan so 'n paar verse daar op die skerm gooi, 'n mens sou eintlik die hele Bybel op die skerm kon laat hardloop as 'n mens nou wil praat oor liefde. Maar as 'n mens doodgewoon begin by Matteus 25 vers 40, dis nou wat Jesus gesê het, die koninkryk is vir julle voorberei, want julle het dit vir hierdie mense gedoen, en sover julle dit vir hulle gedoen het, het julle dit vir my gedoen. Dit is soos wat Johannes ook sê, ons liefde moenie net woorde wees nie, nie net lippetaal wees nie, maar dit moet met die daad bewys word. Die Johannesbriewe is nogal ook vol van liefde. 1 Johannes 4 vers 16 sê, God is liefde en wie in liefde bly in God en God bly in hom. So as jou lewe gekenmerk word deur liefde, woon God in jou en jy is in God. Daar's 'n ander versie ook in 1 Johannes 4 vers 7. God is liefde en daarom moet ons mekaar lief hê. En dan staan daar, wie lief het, is 'n kind van God en ken God. En dan staan daar ook verder, wie nie lief het nie, ken nie vir God nie. En hy is nie 'n kind van God nie. Efesiërs 5 vers 1 sê, omdat ons kinders van God is, moet ons sy voorbeeld volg. En dan sê vers 2, wat Jesus se voorbeeld is, en sy voorbeeld is, lewe in liefde, soos wat Christus julle ook lief gehad het. Weer 'n keer, die opdrag van liefde. Weer 'n keer Johannes, 1 Johannes 4 vers 11, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons ook mekaar lief te hê. En dan kom maar 'n waarskuwing, in vers 20 tot 21, waar daar staan, as iemand sy broer nie lief het nie, maar hy sê hy het vir God lief, dan is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. Daai versie sê baie duidelik, as jy vir God lief het, het jy ook jou broer lief. En jou broer is nie net jou familiebroer, jou bloedbroer, die broer in jou eie huis nie. Dit is ook jou medegelowige, die mense wat die Here ook oor ons pad gestuur het. Liefde vir God moet omsit in liefde vir mekaar. En dan ook 1 Petrus 2 vers 17 wat sê, betoon respek aan alle mense. Nou ook ek nou vanmôre wil doen, ek wil so 'n paar redes net eers noem oor waarom die Bybel sê ons mekaar moet respekteer. Hierdie vers 17 sê, respekteer alle mense. En wil ek so 'n bietjie net tematies uit die Bybel uit 4 redes noem, hoekom ons mekaar moet respekteer, en dan so 'n paar praktiese wenke vir hoe om dit in die praktyk te doen. Die eerste rede is omdat God ons almal gemaak het. Psalm 8 vers 5 en 6 is daai psalm waar die psalmskrywer ons so verwonder oor God se handewerk. Hy sê mos as hy na die hemel kyk, en hy kyk na die maan, en hy kyk na die sterre, en hy kyk na die son, en hy kyk na alles wat die Here gemaak, dan sê hy mos, Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Maar dan as hy van die skepping af na ons as mense toe kom, dan sê hy, Here, hoe wonderlik het U ons as mense ook gemaak. Het ons net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. God het almal so gemaak. En dan kom ons as mense partykeer en dan sê ons, okay, hierdie ouens is belangrik, ek kan vir hulle respek gee. Daai ouens is nou nie so belangrik in my oë nie, ek gaan vir hulle nou nie dieselfde respek gee nie. Maar die Bybel sê vir ons, God het almal wonderlik gemaak. Net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese. En daarom is dit 'n eerste rede waarom ons respek aan alle mense moet betoon, volgens 1 Petrus 2 vers 17. Betoon respek aan alle mense. 'n tweede, want Jesus het vir ons almal gesterwe. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19 beskryf dit baie mooi. Daar staan, ons is nie gekoop met verganklike middele soos goud of silwer nie. Ons is gekoop met die kosbare bloed van Jesus. Ja, vir ons as mense is dinge soos goud en silwer en edelstene is vir ons baie waardevol en is baie kosbaar. Maar Petrus sê daar's iets wat kosbaarder is as dit, en dit is die bloed van Jesus waarmee ons gekoop is. Omdat ons met die bloed van Jesus gekoop is, behoort ons aan hom. En Jesus het aan die kruis gesterwe vir almal. Nie almal aanvaar dit nie. Nie almal glo in Jesus nie. Nie almal aanvaar dit wat Jesus gedoen het en word saam met Jesus gered nie, of word gered in Jesus nie.
Maar Jesus het vir almal aan die kruis gehang. En daarom as Jesus dan gedink het, hy kan sy lewe vir almal gee, daarom ook, dat ons mekaar moet respekteer. Want elke ander mens is iemand vir wie Jesus aan die kruis gesterf het. 'n derde rede waarom ons respek aan mekaar moet betoon, is dit wys dat ons kinders van God is. Nou in die Bybelse tyd, in die tyd toe Jesus geleef het, was daar baie spanning gewees in die land Israel. En in die hele wêreld eintlik maar, dit was 'n woelige wêreld. Daar was aan mekaar oorlog gewees. Daar staan ook in die Ou Testament dat elke keer as dit lente geword het, hierdie tyd van die jaar, dan het die konings opgetrek vir oorlog. Lentetyd was oorlogtyd. Dan het die konings gaan oorlog maak. Elke jaar 'n woelige wêreld, 'n wêreld waar mense gedurig in konflik en in stryd was. En so ook in die land Israel. Trouwens, ek het mos al vir u 'n paar keer verduidelik, die land Israel bo is Galilea, in die middel Samaria, hier onder Judea. In die middel bly die Samaritane. Die Samaritane het ontstaan toe die Noordryk weggevoer is in ballingskap, dat 'n bietjie agtergebly, ander volk het daar ingekom. Uit hierdie hele storie het die Samaritaanse volk ontstaan. Die Jode wil met hulle niks te maak hê nie. As 'n Jood moes reis van Judea na Galilea toe, het hulle die Jordaanrivier oorgesteek, aan die ander kant gereis en dan weer die rivier oorgesteek, om net nie deur Samaria te loop nie. So was die verhoudinge gewees. En toe kom Jesus, en Lukas vertel vir ons in 10 hoofstukke, Lukas 9 tot 19, hoe dat Jesus deur Samaria loop. Hy doen wat niemand anders wil doen nie, want Jesus het vir hulle ook gekom. Hy wil hulle ook red. En dan lees ons mos ook in Johannes 4, dat Jesus by 'n put gaan sit en hy praat met 'n Samaritaanse vrou. Nou 'n paar dinge daar is vreemd. Nommer 1, 'n man het nie met 'n vreemde vrou alleen in die openbaar gepraat daai tyd nie. Hier doen Jesus dit. Jode en Samaritane het nie met mekaar omgegaan nie. Hier praat Jesus met 'n Samaritaanse vrou. Boonop is daai Samaritaanse vrou nie 'n goeie vrou nie, maar daar staan ook dat sy 'n geskiedenis. Maar Jesus gaan sit en praat met haar, want hy wil haar ook red. Eintlik lees ons mos daar dat toe die disippels terugkom, hulle het gaan kos koop. Toe hulle terugkom, toe hang hulle monde oop. Hulle kan nie glo dat Jesus wat Jesus doen nie. Hulle sê vir hom, Here, hulle kan nie glo dat Jesus dit doen nie. Jesus het kom wys hoe Christelike liefde lyk. Hy red daai vrou, sy gaan haal die dorp se mense kom, hulle word gered. Hulle vra vir Jesus, bly nog 'n paar dae hierso. Dis die voorbeeld wat Jesus gestel het. 1 Petrus 2 vers 17, respekteer alle mense. Ook in Matteus 15, 'n Kanaanitiese vrou kom na Jesus toe. En sy het 'n dogter wat 'n bose gees in haar het. En uiteindelik dan sê Jesus mos vir haar, maar mens gee nie die kindertjies se kos vir die hondjies nie. Dan sê sy, ja, maar die hondjies eet daar met krummeltjies wat op die grond val. En uiteindelik dan help Jesus haar. Die disippels is weer verbaas dat Jesus 'n Kanaanitiese vrou help. Maar daarmee kom wys Jesus ook weer, 1 Petrus 2 vers 17, respekteer alle mense. Petrus moes dit leer in Handelinge 10. Voor dit sou Petrus nooit in 'n heidense huis ingegaan het nie. En toe kry hy mos die visioen van die laken uit die hemel en die Here sê, slag en eet, en hy sê, nooit Here, ek sal nie my mond sit aan dit wat onrein is nie. En die Here sê mos vir hom, wat ek rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. Volgende oomblik klop Kornelius se mense daar onder aan die deur. En Kornelius is nie 'n Jood nie, Kornelius is 'n Italiaaner. Hy's 'n offisier in die Italiaanse regiment. Petrus sou nooit voorheen na sy huis toe gegaan het nie. Hy sou dit eenvoudig net nie gedoen het nie. Maar daar gaan hy. En Kornelius kom tot bekering en sy hele huis kom tot bekering en dan kom verlossing en vreugde in daai huis. En Petrus sê, werklik Here, nou besef ek dat U nie onderskeid maak nie. Dat U mense uit alle volke, stamme, tale en nasies aanneem wat aan U die eer gee. 1 Petrus 2 vers 17. Respekteer alle mense. Nou ons as kinders van die Here, ons is sy bruid. Ons moet sy voorbeeld volg. Ons moet doen soos hy gedoen het. Hoe het Jesus nie ook aan die kruis? Ek meen, hier kruisig hierdie ouens hom. Hulle staan in spot met hom en dan straal van hom af liefde uit teenoor hierdie mense. Selfs vir hulle. En hy vergeef hulle mos. Hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As Jesus met sy liefde in my woon, en as die Heilige Gees in my woon, en die Heilige Gees dra sy vrug in my,
wat Galasiërs 5 ons beskryf as liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, as daai dinge as die vrug van die Gees in my lewe gedra word, dan doen ek soos Jesus gedoen het. Dan volg ek sy voorbeeld. Ek lees in die week van iemand wat sê, die nommer 1 toets vir 'n mens se geloof is eintlik jou verhoudinge. Want is in jou verhoudinge hoe jy jou Christendom leef. Dit is waar jy wys wie jy is in jou verhoudinge. Jesus het in Matteus 25 gesê, ons word geoordeel op grond van hoe ons ander behandel het. Daarom sê 1 Korintiërs 13 ook, mens kan al die kennis hê. Jy kan so slim wees as wat jy wil en jy kan die Bybel uit jou kop uit kan opset. Jy kan al die gawes hê, jy kan in tale praat, jy kan alles wat jy het weg, jy kan maak wat jy wil, maar as jy nie liefde het nie, dan sê 1 Korintiërs 13, het jy niks. Dis 'n derde rede waarom ons respek moet betoon. 'n vierde rede is ek gaan maai wat ek saai. En dit is maar 'n wetmatigheid in die natuur, dat dit wat jy saai sal jy oes. Maar die Bybel sê dit ook gebeur ook op geestelike terrein. Galasiërs 6 vers 7 tot 10 sê, as jy op die akker van jou sondige natuur saai. Wat beteken dit? Dit beteken, nou Romeine 8 sê mos, jy word deur een van twee beheer, of deur jou sondige natuur, met andere dag het jy voluit vir jou sondige natuur, jy lewe in sonde, of jy laat die Gees van God jou beheer. Daar's net hierdie twee keuses, sê Romeine 8. As jy jou deur jou sondige natuur laat beheers, en jy saai op die akker van die sondige natuur, wat gaan jy oes? Galasiërs 6 sê, verderf en die dood. Maar as jy op die akker van jou gees saai, dan gaan jy die lewe oes. Wat jy saai, sal jy oes. Gaan terugkom na jou toe. En dit is maar met respek ook so. Die respek wat 'n mens gee, Spreuke 11 vers 17 sluit daarby aan. Kom op die ou einde weer terug na jou toe. 4 redes waarom ons aan mekaar, aan alle mense, respek moet betoon. So, om hierdie dan saam te vat, ons moet almal respekteer, dis God se opdrag, Jesus het die voorbeeld gestel, nou 'n paar praktiese wenke. Hoe doen ons dit? Die eerste wat ek net wil noem is, ons moet altyd die waarheid in liefde praat. Spreuke 15 praat baie oor woorde. Dit sê dat 'n kalmerende antwoord laat woede bedaar. 'n opvleende antwoord laat die woede opvlam. En dan staan daar ook dat God na almal kyk. God sien almal raak, die goeies en die slegtes. En hy weet ook wat se woorde jy gebruik. As 'n mens gaan kyk na kommunikasie, toe ek in die week ook weer met 'n paartjie huweliksvoorbereiding gedoen het. En mens praat oor kommunikasie. Dan sê hulle dat kommunikasie gaan nie net oor die inhoud van wat jy sê nie. Dit maak 'n deel uit van jou boodskap, maar dis nie jou hele boodskap nie. Ander dinge soos jou liggaamshouding, jou stemtoon, daai soort van dinge dra op die ou en baie meer by tot wat jy sê as die inhoud van wat jy sê. Jy kan goed op verskillende maniere sê en dan word dit deur mense verskillend opgeneem op grond van al hierdie ander dinge wat by die inhoud van jou woorde bykom. En daarom is dit so belangrik dat as ons die waarheid praat, dat ons dit altyd met liefde sal doen. As 'n mens die waarheid praat, dan respekteer jy ook hierdie persoon teenoor wie jy die waarheid praat. Want dit kan partykeer gebeur dat mense glo hulle met die waarheid praat en dan gee hulle eintlik op die ou en nie om en dan wat dan die ander persoon doen nie. En partykeer dan praat mense die waarheid, maar hulle praat vanuit 'n geestelike hoogmoed of vanuit 'n neerkykende houding. Hulle dink hulle kyk neer op jou. En daarom moet ons dan ook altyd, as ons die waarheid praat, dit taktvol met liefde doen. 'n tweede wenk is, verskil met liefde en respek. Nou dit gaan eintlik hier meer oor, hoe help ons mekaar reg? Want in 1 Korintiërs 5 vers 11 tot 13 sê Paulus, ons moet mekaar reg help. Hy sê, oor mense buite die gemeente kan ons nie oordeel nie, maar oor mense binne die gemeente, ons moet mekaar help, mekaar reg help. Hoe moet ons dit doen? Weer 'n keer terug na die eerste een toe, taktvol wees. As ons die waarheid praat, dit in liefde praat. As ek die volgende voorbeelde kan noem. Dis nie veroordeling, as 'n mens sê nou maar vir 'n swanger vrou sou sê, moenie dwelms gebruik of moenie alkohol gebruik nie, want dit gaan jou babietjie beskadig. Dit is nie veroordeling nie, dit is die waarheid praat. Of om vir iemand te sê, bly by God se woord, want wie volgens God se woord lewe, ontvang sy seën.
dit is die waarheid praat. Maar veroordeling, iemand wat ek in die week so goed gelees het sê, is as jy iemand met die waarheid oor die kop slaan en lekker kry omdat jy dit doen, dan moet jy hierdie ander persoon 'n bietjie kan bykom. En dan voel jy beter oor jouself. Daarvan moet ons as kinders van die Here wegbly. Want 'n mens kan reg wees oor iets, maar verkeerd wees as jy dit nie in liefde doen nie. Ek lees ook in die week in iemand se boek dat hy sê, hy het die seerste gekry by Christenberaders wat hom nie taktvol hanteer het nie. 'n derde is as ons met Galasiërs 6 vers 1 praat ook van dra mekaar se laste. Teenoor ongelowiges. Kolossense 4 vers 5 en 6 sê nou ons gaan deel die evangelie met iemand wat nie 'n gelowige is nie. Dan moet ons hom nie in die koninkryk probeer in dit lei nie. Ons moet hom nie in die koninkryk probeer instry nie. Wat ons sê, moet ook hom respekteer, moet ook van goeie smaak getuig. So ook teenoor ongelowiges. En ons het dit in Petrus ook gelees, moet ons woorde van respek getuig. En dan die vierde, wat doen 'n mens wanneer Christene met jou onbeskof is? En hier is ons nog wel 'n lokval waarin 'n mens baie maklik kan trap. Romeine 12 vers 21. Moet jy nie hierdie kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Mens kan nogal maklik in hierdie gat trap, dat as iemand met jou onbeskof is, dan is jy terug onbeskof. As iemand met jou lelik is jy terug lelik. Of jy gee hom meer terug as wat hy vir jou gegee het. Maar Romeine 12 vers 21 sê, moenie op daardie persoon sy eie manier met hom terughandel nie. Oorwin die kwaad deur die goeie, deur steeds respek te betoon. Sommige net so 'n paar praktiese wenke oor hoe om in liefde en in respek teenoor mekaar te lewe. Nou gemeente, sê nou maar, mense kan van ons gemeente sê, daai gemeente is lief vir mekaar. Daai mense het respek vir mekaar. Daai mense se verhouding met die Here spoel oor in hulle verhoudinge met mekaar. Ons kan dit in hulle sien. Wat 'n getuienis, as elke gemeente so kan wees, geken word van ons liefde en ons respek vir mekaar. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U gee vir ons al U liefde. Romeine 5 sê dat U die Heilige Gees in ons harte ingestort en saam met die Heilige Gees het U liefde in ons harte ingestort. U het niks teruggehou nie. U het U alles vir ons gegee. Ons het dit, Here. Ons moet dit net gebruik. Ons moet dit net toepas. Help ons, Here, om werklik waar op die voorbeeld van Christus te volg, deur in liefde te lewe en respek te betoon. Ja, Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons ook in hierdie week so wonderlik reën gegee het, van Dinsdag aand af elke aand, Here. Here, dit was so droog geweest en ons het al so gebid daarvoor en ons gemeente het selfs ook al by die gebedsoorte byeenkoms geïnisieer. Here, en U kom hier en U begin vir ons gee. Wonderlik, Here, ons eer U daarvoor. U is die gewer. Ons het vir U baie lief, Here. Dankie dat ons U ook kan vertrou, ook vir ons dam, en ook vir elke ander dorp en vir elke ander dam wat leeg is. Ja, Here, ons weet dat U alles in U hande het. Die aarde en die hemel behoort aan U. Dankie, Vader, dat ons vanmôre ook die teken van die doop kon sien. Dankie vir Eugene en Tonet, Hemelse Vader, wat vir Dean kon doop. Wil U vir hulle wonderlik seën. Wil U vir klein Deantjie ook styf teen U vashou en hom ook laat opgroei as iemand wat vir U baie lief het. So bid ons ook vir elkeen van ons kinders in ons gemeente en in ons gemeenskap. Dat die mense sal wees wat vir U lief het. Dankie dat ons kan bid, Hemelse Vader, vir Piet Hamer en die familie, en Dawie Gericke en die familie, die vir hulle sal troos. Dankie dat ons kan bid vir almal wat siek is, vir genesing. Ag Here, U ken elkeen se hart, elkeen se omstandighede, elkeen se behoefte. Ons bid dat U vir elkeen wonderlik sal voorsien. Dankie, Hemelse Vader, dat ons kan bid vir die week se synodesitting, dat ook die besluite wat daar geneem sal word en gehoorsaamheid aan U sal wees, en dat U groot lof sal ontvang uit daardie vergadering. Dankie dat ons dit alles vir U kan vra, onsself aan U kan vertrou. Here, dit is so 'n voorreg om aan U te behoort, om U kind te wees. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Voor ek die seën uitspreek, miskien nog een aanhaling om oor te gaan dink. Iemand het ook geskrywe dat ons is die Here se lig in die wêreld. Jesus het ons gesê van ons is die lig in die stad op die berg en so. Hy sê die ene ou, ons moet onthou ons is die Here se lig. Ons is nie sy blaasvlam nie.
Ons weet ons wat 'n blaasvlam doen, hy vat weg. Ons is die lig, nie die blaasvlam. Ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met